Wat nou Woensdag? Wat nou Woensdag? Met jou noodkontak Natisha. Wat nou Woensdag en toe John, ons contentbestuurder, vir my kom vertel van hierdie storie. Ek het nie geweet hoe om te reageer nie, maar ek het geweet ek moet dadelik met hierdie man praat. Divan, baie welkom in my ateljee. Baie dankie Natisha. Ek wil sê dis 'n voorreg om jou hier te hê en om jou storie te kan hoor en te kan deel met die mense, maar ek weet dit gaan ook 'n baie emosionele storie wees. Nee, 100%, maar dankie vir die geleentheid. Absoluut. So, jy het 'n dogtertjie Shantari. Nou, Divan, vertel vir my julle storie. Natisha, so ons is 'n dood-eenvoudige Afrikaanse familie, baie gelukkig, geseënd met 2 pragtige kinders. Mamma en pappa wat baie lief is vir mekaar en ja, ongelukkig is aan die begin van hierdie jaar ons voete so bietjie onder ons uitgeslaan met die diagnostisering van Shantari met kanker. En sy was veronderstel om hoofmeisie te wees die jaar, né? Dis reg, sy is verkies tot hoofmeisie by Laerskool Panorama. En nou kan sy dit nie meer doen as gevolg van dit. Nee, en dit is vir haar die grootste treursaak. Dit en haar hokkie. Ag my liefste. So watter tipe kanker is sy mee gediagnoseer? Dis 'n baie seldsame en rare kanker met die naam rhabdomyom sarkoom. Okay. En dit is 'n sagte weefsel tipe kanker en die afkorting daar is RMS. RMS. Okay. En wanneer het julle agtergekom iets is verkeerd? Hier na die einde van Desember vakansie het Shantari begin kla oor ongemak in haar rug. Dit het gekom en gegaan, vandag is dit ongemak en môre is dit weer weg. En dit het baie vinnig eintlik vererger. Ja. Sodat ons na 'n dokter toe moes neem, sommer 'n algemene praktisyn. Hulle was eers bekommerd dit is dalk haar blinde darm. Ja. Ons het vir 'n sonar gegaan en ons het daai uitgeskakel. Okay. Ja, want mense, sy's 'n jong dogtertjie, sy's aktief, sy's besig, so jy dink maar rugpyn, jy weet, is ander dinge wat ook begin gebeur as 'n mens so jonk is. So jy dink nou nie die eerste ding wat jy dink is nie kanker nie. So, wanneer het julle uitgevind, wanneer het julle besef, hier gaan iets meer aan? Ja, weet jy, dis die laaste ding in ons kop wat ons gedink het, Ja. dit sal wees dat dit kanker is. So ons, die simptome het vererger en een oggend, die aand het ons gaan slaap, ons het nog gekamp en die volgende oggend het sy gevoel in haar bene begin verloor. Jo. En toe het ons besef, hier is groter fout as net die gewone rugpyn wat ons nou behandel het. Ons het dadelik kamp opgeslaan en teruggekom en haar ingekry by 'n pediater. Die pediater het selfs vooruit gedink en onmiddellik 'n ICU-bed bestel, want sy het in ons verduideliking telefonies besef, hier is iets anders, groter fout as net gewone rugpyn. Ja. En hoe het dit jou as 'n pa laat voel? Magteloos. Sjoe, ek kan nie eers begin dink wat alles deur jou kop moes gaan toe jy terugry en toe jy moes stop en sy wat nie lekker weet wat aangaan nie. En op die einde toe die diagnose gemaak is, hoe het julle gevoel daai oomblik waar daai diagnose gemaak is? Het julle immediately gedink, okay, dis die pad vorentoe of moes julle 'n oomblik vat? Nee, weet jy, dit is ongelooflik. Ek dink, om die Engelse terme te gebruik, ons het onmiddellik in survival mode ingegaan. Ek en my vrou Clarissa. En ek dink die moeilikste was om vir Shantari die nuus te deel dat sy gediagnoseer is met kanker. Dit was vir my die moeilikste. Maar ons het van die woord go af het ons maar oorgegee aan die Here en ons het geweet ons kan dit alleen veg nie. En ja, dit is vir ons tans is. Jy het nou vir my baie mooi ding gesê, want ek is iemand, ek verstaan nie hoekom die Here sekere dinge met sekere mense laat gebeur nie. Jy lewe jou lewe tot sy woord toe en jy gee alles vir hom en jy probeer alles reg doen en dan gebeur sulke dinge met mense wat dit glad toegenaamd nie verdien nie. En jy het nou 'n baie mooi ding gesê daaroor. Ja, weet jy, Shantari is die go-getter. Sy gee alles, sy gee 100%. So as sy iets aanpak, gee sy 100% daarvoor. Hokkie speel sy eerste span. Hip-hop, sy leef vir haar hip-hop. So alles wat sy aanpak in die lewe, gee sy 100%. En dit was so 'n dag of 2 na diagnose het Clarissa en Shantari in die hospitaal gesit en dit was vroeg die oggend, 4:00. Toe sê sy vir haar mamma, sy's gehandpick deur die Jesus. Jo. En ons hou vas aan dit, dat nie net sy nie, maar ons as familie is met die hand gekies om hierdie roete te loop. Sjoe.
Ek weet mense het gesê julle is positief, nee, maar ja, ek dink julle is 'n absolute lig vir mense daar buite. Ek weet nie wat ek in so 'n situasie sal doen nie. En ek het nou ook vir jou gesê, het my verduidelik, sy is hier oor kan die pad en sy is besig om 'n mini chemosessie te kry vandag, nee. En mens wil nie altyd sulke dokters ontmoet nie, maar as jy nou moet, dan sal jy daai wil ontmoet, nee. Definitief. Ek wens dit niemand toe nie, maar as hulle ooit in hierdie situasie is, en ek weet nie of ek hulle naam kan gebruik nie, maar ons is oorkant by Cancer Cryon en die span van dokters en professionele medisyne daarso is net ongelooflik. So sou iemand ooit moet hierdie roete stap, wil ek hê hulle moet graag hulle oorweeg. Jy het dan ook gesê, op 10 jaar terug het hulle nog nie eers 'n behandeling gehad vir hierdie tipe kanker nie, né? 100%. Dis 'n baie seldsame kanker en soos die dokters ook vir ons verduidelik, wetenskap, biologie en die mediese wêreld daar buite verbeter by die dag. 'n Paar jaar terug was dit nog nie so gevorderd soos nou nie. Sure. En dan sou die prognose en die pad vorentoe heel wat anders gelyk het. Ja, ons sal nou 'n bietjie praat oor die prognose en die pad vorentoe. Maar dis ook snaaks want daar's tog nie kanker in julle familie nie. Dis nie 'n genetiese ding nie. Is daar nog navorsing wat gaan gedoen word oor hierdie tipe kanker dan seker? Ja, geensins in ons familie nie en dit was ook een van die goeders wat vir my nog meer my wind uit my sil uitgeslaan het, is gewoonlik hoor mense dis geneties. Ja. In hierdie geval glad nie. Dit is maar net, ek wil sê een in hoeveel 100,000 mense wat dan nou dit opdoen. Soos wat sy sê gehandpick word. Gehandpick word, ja. Net hierna gaan ons 'n bietjie verder gesels as jy val, die tuindwergies. As jy val daar van die tuindwergies en ek dink dit is 'n pappa se grootste voorreg om sy dogtertjie op te tel wanneer sy val en die want ek dink jy is probably net daar links agter haar wanneer sy jou nodig het saam met jou vrou, né? Sonder twyfel. Ons het nou 'n bietjie gesels, ons het 'n bietjie gesels oor prognose en so aan en jy het gesê ook dit het in haar kyk begin en weer eens jy sien die positiewe kant daaraan toe dit om haar ruggraat gaan en om haar rugwervel het begin konstriek daar kon jy dit vinnig vang. Vinniger as gewoonlik want anders sou dit versprei het. Maar daar was geen ander simptome gewees nie, niks nie. Geensins nie. Natisha, weet jy dit sy's 'n jong dogter, sy's 'n kind, sy speel, sy kap haar bene en as sy gesê het haar rug is 'n bietjie seer of sy het 'n bietjie 'n kuitspier wat seer is, het ons maar aangeneem dit is van waar wil dit doen. Ja. Dit is hip-hop danse wat sy sleg getrap het. So daar was geen rooi ligte vir ons enigsins tot en met die dag wat ons hospitaal toe is nie. En as 'n jong dogtertjie, sy gaan nou obviously haar hare verloor en so aan, hè? Hoe vat sy dit? Hoe sy okay daarmee? Sy is okay. Ek dink Chantrie is die sterk ene. Sy het ongelukkig al klaar haar hare verloor. Het sy? Dis reg, maar sy lyk so pragtig. Nee? Ek sal nou vir jou 'n foto ook wys, sy lyk regtig pragtig. En ek dink dis haar positiwiteit wat uitstraal. As jy haar oë sien, haar glimlag, Daar was die mooiste, dan het jy nie hare nodig om mooi te lyk nie. Exactly. Ja. So dit was 'n baie emosionele stadium. Maar haar tannies het saamgestaan en hulle het vir haar 'n mooi pruik laat maak. En as alles goed gaan tel hulle vandag of môre die pruik op. Fantasties. Daar's die mooiste artikel van haar ook in die lig wat hulle so mooi van haar praat en van jou familie. So wat wil jy vir ouers vertel of watse vrae moet ouers vra as hulle self in hierdie situasie bevind? In ons geval ons vra nie baie vrae nie. Ek weet party mense sê hulle is kwaad en hulle is kwaad in hulle geloof. Ons sien nie positief daarin. Ons sien ons is gekies as 'n familie. En ons wil vir ons mense wys hoe mense daar kan deurkom. Ja. En ons gryp alles wat positief is aan. Absoluut. En ek dink julle was baie gebless ook met die regte dokters wat julle reg gelei het van die begin af, die regte antwoorde vir julle gehad het, wat op die oomblik vir julle kon antwoorde gee ook vir prognose gewys. So hoe lyk dit vorentoe? Hoe is haar regime op die oomblik wat Goed, so eerstens wil ek sê as ons praat prognose, Google is nie jou vriend Nee, nie. nooit, Die asseblief. oomblik wat 'n mens dit gaan Ja. doen, gaan 'n mens in 'n swart gat Yes. val en jy gaan nooit daar uitkom nie. So ons gryp vas aan die dokters en is ook belangrik om te sê dat die dokters laat 'n mens verstaan van dag 1 af dat dis nie net hy wat vir haar gaan help nie. Ja. Dis hy en 'n hele span. klomp mense? Dis sy wat Chantrie is, moet haarself wil help en ons hande is in die Here se hande. En dit is die driehoek redenasie wat ons inslaan is dat ons hierdie pad vorentoe gaan vat. Sy het al reeds met chemoterapie begin.
hulle kan nie bestraal nie. So sy het al 2 groot chemo's agter die rug en sy is op hierdie huidige oomblik 'n klipgooi van ons af daar oorkant. Hallo Pop. Waar sy nou 'n mini chemo kry. Menu chemo kry. En haar sussie, hoe vat haar sussie dit? Is haar sussie jonger of ouer is hy? Haar boetie is Jovan, so hy is Jovan, ja. Sterk mannetjie, baie positief, net soos sy sussie en hy kyk op na haar toe. Kyk wat sy pa het hy. I mean, come on. Hy's 7 jaar oud. Hy het dit in die begin moeilik geneem en ek dink dit is verstaande, al die aandag is onmiddellik op sussie. Ja. Maar dit is ook vir ons belangrik om net soveel aandag aan Jovan te gee en sy roetine te bou en vir hom in konstante roetine dink ek is uiters belangrik. So ons probeer ons bes, dis nie alweg moontlik nie, maar hy speel sy sport en hy hardloop vanmiddag atletiek, so alles moet as soos normaal as moontlik probeer wees. Ja, wel op die einde van die dag is dit jou my sussie is my beste chommie, jou boetie is jou beste chommie en hulle is daar vir mekaar, né? 100% waar. Net hierna gaan ons verder gesels, kom ek doen net gou die plaaslike nuus. Ek kom daar met niks kan my stop en dit ek gesels so lekker met Divan. Sy herinner my so baie aan myself wat ook, jy weet, so determined is en net sê, okay, ek gaan nou dit doen, ek gaan nou loop, ek gaan nou so maak, ek gaan nou, en jy kom net op 'n punt wat jy sê, ek gaan en ek sal. En sy herinner my baie daaraan, hè? Jou dogtertjie. Nee, definitief. Sy's 'n klein vegtertjie. Ek wil amper sê, as jy vir haar sê, jy gaan nie dit kan doen nie, dan gaan sy vir jou verkeerd wil wys om te sê, papa en mamma, ek kan dit doen en ek het dit gedoen, ja, definitief. Kom ons gesels 'n bietjie emosioneel en finansiëel. Het dit seker 'n ongelooflike mens vergeet soms van daai finansiële impak wat dit op 'n familie het. En ek dink finansiëel moes dit 'n baie groot impak gehad het op julle nou. Ja, weet jy, Natisha, ek dink in die beginstadium is dit die laaste ding waaraan jy dink. My dogter moet gesond word en wat ook al jou kant toe gegooi maak jy werk. Maar ongelukkig daar is maar van 'n emosionele en 'n finansiële perspektief af is daar maar onduidelikheid. En ons weet waar ons tans is, maar ons weet ook nie wat die toekoms inhou nie. So daar's baie vrae en onbekend. Maar dit is maar iets om met aan te werk, ja. En sê vir my ondersteuningsnetwerk, het julle vriende wat bygekom het julle seker nog vriende en nog mense ontmoet en julle het gesien wie almal ondersteun. Ondersteuningsnetwerk is baie belangrik. Sonder twyfel, naas geloof dink ek is ondersteuningsnetwerk die mees belangrikste. Dit geld van ons werke, my en my vrou se werk, Chantrie se skool, die kerk, vriende, familie natuurlik, en die lys gaan aan. Dit is net 'n ongelooflike, dis hartseer om te sê, maar dit is mooi om te sien hoe mense in sulke moeilike tye weer saam staan. Ja. Ek het altyd gedink, dit is iets wat my pa en my ma van gepraat het in hulle tyd, wat mense saam staan in Suid-Afrika, maar dit is regtig 'n oog oopmaak oomblik om te sien hoe almal saamtrek en saam met Chantrie in hierdie bootjie klim. So. En jare vorentoe as sy gaan swat wat sy wil en sy kyk terug daarop, dan gaan julle sien, okay, dis hoekom julle hierdie mense moes ontmoet, dis hoekom julle hier moes gewees het. Ek is ook ek glo daarin dat jy ontmoet ook sekere mense vir 'n sekere rede, né? Dis baie waar. Weet jy, op hierdie oomblik is ons nog nie daar nie. Ek weet Chantrie was die ander aand weer 'n bietjie hartseer. Toe sy hoor dis nou hoërskool oop daai tyd en haar drome is, sy het 'n paar skole in gedagte. So ja, ons kyk nie te ver vooruit nie. Ons vat dit dag vir dag en as 'n dag te lank is, vat ons hom uur by uur. Dis hy. Maar ja, ons glo ook verseker dinge gebeur met 'n rede en ons ontmoet mense op die pad, op die journey en eendag gaan ons terugkyk en dit gaan alles vir ons sin maak. Trust your journey, né? Ja. Julle back-a-buddy, julle het 'n back-a-buddy. Vertel my 'n bietjie daarvan. Ons het, so van ons goeie vriendinne het 'n back-a-buddy campaign gestig vir ons en dit is net om voorsiening te maak vir al daardie onkoste wat nog kom en wat ons nie van bewus is nie. Iets interessants, toe ons dokter met Chantrie die dag gepraat het en vir haar verduidelik het van die kanker, het hulle verwys na die goggas wat in haar lyf is. So ons beklei almal teen die goggas. In die back-a-buddy se naam is ook
let's fight this gogga for Chanterie. So ja, dis iets wat wat ons afgeskop het. Dis fantasties. En waar kan mense meer inligting kry daaroor as hulle wil in kontak kom, as hulle dalk wil help op 'n manier? Ja, 100%. As 'n mens op Backer Buddy se webwerf gaan en jy gaan tik in, jy hoef nie eers die hele sin let's fight for Chanterie nie, jy kan letterlik haar naam gaan intik of nie haar naam nie, jy moet gaan intik gogga en dan kom daar op let's fight 'n gogga vir Chanterie. Sjoe. Okay, Diwan, is daar enigiets anders wat jy met ons luisteraars wil deel vandag voordat ek en jy groet? Natisha, dit is ja, weet jy, ek wil graag vir die mense sê wat in dieselfde bootjie is. Hou moed, dit is nie maklik nie. En ook nog 'n bietjie raad vir enigiemand wat moontlik in dieselfde situasie hulle bevind of mense daar buite is daar om te wil help. Ek was in die begin baie trots, ek wil nie hulp aanvaar dit nie, veral nie finansiële hulp nie, maar mense daar buite wil help en gee vir hulle die geleentheid om te help. Al is dit om vir jou 'n wit brood te koop, laat hulle toe. En glo my, dit help. Dit is net ongelooflik en moenie ophou bid nie. Ek is seker Chanterie is een van die Here se wit broodjies. So ek sal verseker vir julle baie hard bid elke aand. Baie sterkte vorentoe. Ek dink aan julle elke keer as ek gaan oorkyk na hierdie gebou toe oor kan, dan sal ek aan haar dink en ek sal incheck by John die hele tyd. En ons net goeie goed, né? Waardeer dit. Dankie vir die tyd. Bly net waar jy is, nog heerlike musiek op pad. Gloria Estefan met Don't Wanna Lose You.